Hallo, soos ek beloof het gisteraand, hier is die verskillende sakkies. Ek gaan probeer om 2 te doen en dan vir jou te stuur, vir julle te stuur en dan weer 2. So ons heel kleintjie, hierdie een, het jy nodig 'n 3x5 en 'n 3/4 plain kaartstok of iets wat stewig, redelik stewig is. En dan het jy nodig 'n 4x12 duim papier. Maak nie saak watter tipe nie, solank hy ook maar bietjie stewig is. Hierdie is 'n baie ou papier wat ek gekry het. Dit is nog van Daisy D's. Ja, dis redelik, is baie oud. Dis nie gister se papier nie. Goed, dan op hierdie 3x5 en 'n 3/4 duim gaan jy hom skoor op 'n 3/4 duim all 4 sides. Like so. Okay. Dan gaan jy, dit gaan wees soos 'n boksbuis wat jy maak. So jy gaan al jou hoekies mooi sny. Miter, soos die Engelse sê. Like so. Goed. Dan gaan jy allemaal vou, al jou gedeeltes, mooi lekker vou, goed vou. Hoe beter jy hom vou, hoe mooier is jou eindproduk. Goed. Dan gaan jy jou 4 hoekies gom smeer. Hierdie 4 en jy gaan hom optel. Ek tel gewoonlik 2 op en dan kyk ek dat hy presies gelyk is hier, presies. Dan sal ek vir my 'n klippie vat en vasmaak. Dieselfde die kant. Wat jy ook nodig het, is 'n half duim papier vir jou bande van jou handsak, wat jy bietjie net trek, dat hy half so maak. Goed. Like so. Dan jou papier, gaan jy aan die agterkant vir jouself net 'n 3/8 tape opsit. Hom goed burnish, dat jou gom regtig binne ingaan. Like so. Nou behoort hierdie min of meer al bietjie droër te wees. Dan, as jy kan hom op enige plek begin. You can start any place with your bag. Maar ek vind as ek hom hier doen, if I do it in the middle on a side like this, it's less visible. So hy is nie maklik, jy sien hom nie maklik nie. Okay, so dis wat ek hier gaan doen. Ek gaan vir my gom opsit
van hierdie kant af, like so, en ek gaan 'n bietjie aftrek hier, en ek gaan, jy moet net doodseker maak, hier sit jy hom reg vas, on the edge, you put it on the edge, like that, and then you burnish, okay, dan trek jy weer 'n bietjie af, and you put glue, jy vou hom nie, you just turn it, like so, and make sure you right on the edge on the bottom. Oeh, weet nie hoekom praat ek so Engels nie, ek dink is oor Renay. Okay, dan gaan jy nou weer hier gom sit, dan gaan jy hom weer draai, jy gaan hom burnish, jy moet hom goed burnish, asseblief julle, dit maak 'n sukses van jou sakkie, draai hom net en burnish hom. Goed, sien ek is nou bietjie haastig, nou trek dit los, so ek wil nou nie hê dit moet los trek nie. Dan kom ek verby, dan gee ek die laaste stukkie gom, eintlik gee ek dit gewoonlik hier gom. Ek bring hom om, kan julle sien, ek vou niks nie. Ek bring hom om, maak hom plat, dan hier moet jy nou gom sit om hom te las aan hierdie een hier. En ek bring hom verby, en ek maak hom plat, en ek maak seker hy gaan plak hier. En ek wil hom net eers bietjie hier vashou, want dit lyk nie vir my hy wil vas nie. Die res lyk mooi. Jou gom gaan nêrens heen nie, jou gom bly daar. Hom vas daar. Burnish, 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 burnish. Julle, dis die enigste manier hoe hy mooi gaan lyk. Like so. Dan vat ek gewoonlik, al het ek my klip gevat en hom hier in die middel gesit. Ek vou nie my kante nie. Al wat ek nou wil bepaal is waar ek my handsak se armpies wil sit, se band wil sit. So ek gaan hom in die middel hier sit. Min of meer in die middel. Okay. Sit ek gom. Natgom, julle, natgom is die wagwoord vir hierdie handsakkies. Ek vertrou nie die droogom alleen nie. Sit hom neer, jy kan hom binnekant sit of buite. Jy het nie nodig om hom te doen soos ek nie. Toe ek die ding gesoek het, het die mense tot Braids gevat en hier deur getrek. Dit is nogal baie oulik gewees. Min of meer daar. Dan doen jy dieselfde met die agterkant hier. Omdat jou gom nou nat is, kan jy hom 'n bietjie posisioneer waar jy dink hy moet wees. Ok, wat ons is volgende ene.
Waar moet my gom nou? Aan die voorkant. Hè? Nee, my gom moet agter. Like so. Bring ons hom verby. Een op 'n slag. Dieselfde hierdie kant. Nou kan ons die middel toe los. Jy kan byvoorbeeld eers al jou handsakkies maak en dan kan jy weer verbykom om jou handles op te sit. En daar is jou handsakkie. Of jou sakkie, dat sal ek so sê. Goed. So maklik soos dit. Ok, wat die tossel aanbetref, kan jy net 'n gewone wat is dit? Wat het ek hier? 2 duim. Ek gou, want ek gaan in elk geval hierdie weggooi as ek dit nie nou gebruik nie. Maak ons 'n tosseltjie gou. En die tossel kan jy oral bysit by die res. En ek maak vir hy 6 duim, dit weet ek. Goed. Dan vat jy 'n skerp. En ek het eintlik so gemaak. Ek het 'n half duim hier getrek vir myself. En ek het hier begin sny. Net op tot by jou lyn. Dis vinnig, is maklik. Of jy kan 'n regte tosseltjie daar bysit. Vind net dat as jy dit vir 'n geleentheid maak, almal hou nie die goedjies wat jy maak nie, so dan gooi hulle hom weg en dan het jy dalk 5 of 6 rand spandeer op 'n tossel en hulle gooi hom in die asblik. So ja, dis hoekom ek dit maar so maak. Daar is hy. Ok, kom ons draai hom om dat ons die kant buite het. Dit is 'n mooier kant. Goed, dan begin ons hom oprol. Ag, my rekenaar se skerm bly doodgaan. Rol op, rol op, rol op. Jy kan natuurlik voor jy begin oprol vir jou 'n garingkie insit. Soos wat ek hier gedoen het, maar ek het dit gedoen nadat ek hom klaar gemaak het.
So jy kan, dis 'n ding wat jy later kan opsit. Okay, like so. Dan kan jy hom sit. En daar het jy 'n tossel vir jou sakkie. So maklik soos dit. Okay. Goed, die volgende sakkie. Dit het ons nou 15 minute gevat. Die volgende sakkie is heeltemal anders. Die volgende sakkie het ek gesien by 'n dame met die naam van My dit. Dit is so sy haar sakkie gemaak het. En is nogal baie oulik, want hy het min of meer dieselfde. Dis dieselfde idee. Goed. Hom het jy 12 by 12. Okay, ek gaan hierdie kant gebruik. Of nee, ek gaan hierdie kant gebruik. Ek wil hierdie as aan my voorkant hê. So, wat ek gaan doen is ek gaan hom skoor. Met my voorkant bo, dan gaan ek hom skoor op 'n half. Ek hoop dit werk so uit. 4,5, 7,5 en 11,5. Dan draai ek hom. Dan skoor ek hom op 3 3/4 en 8 1/4. Kijk, hier het ek hom nou te hard geskoor, nou het ek hom deurgeskoor. Ai. Goed. Nou burnish jy al jou skoorlyne. Like so. Goed. Hoe nou weer? Jy sny hier. Ek weet hierdie is ons kante. O ja. Jy sny hierdie, ons vat hierdie kant. Jy sny hier op. Hierop. Dit is waar jou skoorlyne, hierdie een se skoorlyn is onder, dan se skoorlyn kyk soontoe. So hierdie gaan jy so doen. Toe kom hy nie uit soos wat ek wou nie, maar nevertheless. Goed. Dan tel jy hierdie een op
En jy tel hierdie een op. Like so. Met skoorlyn en al. Hierdie een bring jy om en jy maak hom toe. Sien, hier is my papier nou gebars. Nou is ek baie jammer daaroor, maar what can I do? Dieselfde hier. Kijk, ons probeer so. Langs oor regs. En regs oor links. Hier sit jy gom. Dan doen ons dieselfde hier. Goed. En hier sit ons weer gom. Tel hom op. Vou hom om. Jy sal sien dat jou kante 'n bietjie hoër is as jou hierdie kant, as jou hierdie kante. Jou voor en agterkant is hoër. So en jy gee hom net so knypie en hy vorm self. Vir hom moet jy noodwendig 'n band aansit of jy kan 'n stukkie velcro vat en aansit. Wat betref die bande het ons al gedoen. Dis bloot net 'n 1 duim stuk wat jy vou, 1 duim kraft papier. Wat jy half skoor. En onthou, natgom maak hard. So jy moet versigtig wees waar jy die natgom sit. As ons sê, dis ons handle hierdie. Dan gewoonlik so 'n duim en 'n kwart van die kant af. Ek merk hom baie keer. Merk ek hom 'n duim en 'n kwart. Vou ek hom om tot daar en ek gee vir hom gom. So. En dan sal ek 'n bonus, 'n punch vat. Ag, jene. So kwart duim punch is reg. En ek gaan hom net punch waar dit oop is. Goed. En dit is jou handle. Hierdie handle is 10 duim. En as ons hom opsit, hy is dalk 'n bietjie lank, so jy kan hom so 8 duim maak. Sit hom weerskante vas en bob is jou ankel. Okay. Julle kan my asseblief kontak my as julle nie verstaan wat ek gedoen het nie. Ek doen net nou die tweede
herstel is ook 2 verskillende sakke. En dan gesels ons later. Bye bye.